'n veewagter toe God en hom verskyn op die berg Horeb. 'n stem met die brandende doringbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doringbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isak, God van... Hallo my liewe mens, Ben Francis en jy by die Braambos en baie welkom. My skoene is uit, saam met die Gees van God. 'n baie interessante onderwerp vandag, waaroor ek en jy lekker kan kuier. Ek is tog nie hier om vir jou te preek nie, jy weet ek kan nie. Ek het 'n baie pragtige klein seentjie, sy naam is Liam. Limpie, soos ek hom noem, is 'n bedrywige knaapie. Hy's 'n Matafian. Hy's 'n tiger. Maar hy's baie klein, hy's klein gebou. Die groot kinders vat hom by die skool, dan sit hulle hom in die askan. Hy's graad 2. Maar boetie, as daai mannetjie daar uitkom, is hy wild. En hy maak verskriklik grappies. Hy terg van sy oupa tot sy niggie wat net so oud soos hy is. Hy los niemand uit nie. Hy's 'n klein betoger. Maar sy oupa like hom baie. Hy like karretjies net so baie soos sy oupa. Toe ek nou hierdie das aan sit vanoggend met al die Formule 1 karre aan, toe wil ek daarom vir julle sê, die seisoen het begin. Ons moet die Grand Prix kyk, dis baie interessant. My liewe mens, Limpie terg almal. En nou sê ek vir hom, nou roep ek hom en sê ek, Liam, sit jy by jou oupa? Dan sê hy so opgewonde, hy gesiggie blink so. Dan sê ek, jy het gejok. Want hy sal sommer sê, sy sussie het sy hare getrek, of sy boetie het hom afgeknou. Nou hulle doen. Maar hulle het nie daai oomblik gedoen nie. Nou sê ek vir hom, jy het gejok, en as jy jok, gaan oupa jou boude slaan. En kyk jy my so ondeend aan en sê, ek het gejokkie oupa, het 'n grappie gemaak. En dan maak hy weer droog en dan vang ek hom uit en dan sê nee oupa, ek het 'n grappie gemaak. Hy het 'n instrument om sy sitvlak te red uit die warme hand uit. En daar's 'n woord wat die duiwel vervolmaak het. Soos wat hy vir Limpie, ek het 'n grappie gemaak, want 3/4 van die tyd maak hy net grappies. En ek dink jy kan hom pak gee oor hy 'n grappie maak het. Maar partykeer is dit ernstig en dan sê hy, ek het 'n grappie gemaak. En dan sê ek, nee, maar grappie stel nie nou. Die duiwel het 'n woord uitgevind wat elke mens onder die son vervolmaak het om te gebruik soos hy of sy wil. Daarom sê ons, lees die Bybel in konteks. Moenie die Bybel een woordjie vat en uit verband uitruk nie, een versie nie. Wat is daai woord? Wat dink jy is daai woord? Ek wens ek kan nou sê pause en stuur my jou antwoord, sit jou antwoord hier onder op Facebook, op WhatsApp en op Facebook, skryf hier onder, wat is daai woord? Nou, jy moet nou eerlik met my wees, maar nou nie 'n grappie maak nie, wat het jy gedink is daai woord toe ek gevra het? Wat is daai woord? Daar's so 'n program op TV van kindertjies, wat is die woord? Ek en Francis kyk en daai kindertjies is koslik. Wat is die woord? Wat is die woord wat die duiwel misbruik, gebruik, mense hulle self mee probeer verdedig,
mense gebruik om beter te voel. Wat is die woord? Oordeel. Die woord is oordeel. Terug in konteks. Die woord is oordeel. Jy moet ophou om sonde te doen. Jy oordeel my. Jy moet minder drink. Jy oordeel my. Jy moet minder pornografie kyk. Pornografie is een van die gevaarlikste goed wat die wêreld aan verslaaf is. Ek dink seks is een van die goed wat die duiwel heeltemal misbruik, verbruik, uit verband skeer en elke mens hardloop agter dit aan. Daarom is daar geen waarde meer aan nie, geen beginsels meer aan nie en almal misbruik dit. En as jy op kanale gaan kyk op sosiale media, hoe vuil en hoe vieslik mense dit maak, dan is dit om van naar te word. En as jy iets sou sê daarteen, moenie my oordeel nie, en dan gryp hulle die woord van God, en hulle haal vir jou aan, Matteus 7 vers 1, moenie oordeel nie. As ek vir jou sê, die goed wat jy doen is verkeerd, Ben, moenie my oordeel nie, want die maat waarmee, sodat julle nie geoordeel kan word nie. Ok, ek gaan nou oor daai vers praat. Matteus 7 vers 1, moenie oordeel nie. En daarmee is ek onskuldig. En jy wat met my gepraat het, jy skuldig, blame shift. Ek shift die blame van my na jou toe. Ek is onskuldig, want jy het my geoordeel. Die fout wat ek gemaak het, die fout wat ek elke dag maak, die sonde wat ek elke dag doen, wat die woord van God sê, jy gaan hel toe, is nou weg. Niemand kyk meer na dit nie. Ons kyk nou almal na die beoordelaar, die een wat oordeel. En die woord van God sê, jy mag nie oordeel nie. In perspektief. Dit is baie duidelik dat jy mag nie oordeel nie. Maar die woord van God sê, as ek jou waarsku, die Heilige Gees jou waarsku, en hy sê vir jou, gaan sê vir hom of vir haar, julle is verkeerd. En jy doen dit nie, as jy nie waarsku nie, is daai een se bloed aan jou hande, sê die woord van God. Is daai bloed aan jou hande. As hy nie luister nie, is sy bloed aan sy eie hande, maar is nie meer aan jou hande nie. So daar's 'n baie dun lyntjie tussen oordeel en beoordeel, oordeel en waarsku. My taak as herder is om die skapies, het jy my waarlik lief? Ja, Here, U weet ek het U lief, pas my skape op. 'n Skaapwagter vat partykeer 'n lammetjie en breek sy been en dra hom oor sy nek waar hy hom wil hê en sit hom hier neer dat hy nie kan weghardloop nie, want hy stout. As die herder sê, bekeer jou, dan spring die wêreld op en sê, jy mag ons nie oordeel nie. Nee, ek oordeel jou nie. Ek waarsku jou. As jy aanhou doen wat jy doen, sê die woord van God, nie Ben Loubser nie, gaan jy hel toe. Ek moet jou waarsku. Ek moet vir jou sê, nee. Ek moet vir jou sê, stop. Ek moet vir jou sê, asseblief, in Jesus naam, ek het weer nie oor horlosie aangesit nie. Nou weet ek nie hoe lank praat ek al nie. O, jene. Ek het te veel goed op my kerfstok. My liewe mens. Mense sê altyd, o, jy skinder van my in die kerk. Dan sê ek, wat laat jou dink ek het van jou geskinder? Jy kyk die hele tyd vir my en sê ek, nee, jy verstaan nie. Ek kyk, maar ek sien nie. Want onthou, ek moet nou dink, wat het ek nou net gesê?
Dan moet ek dink, wat is ek nou besig om te sê? Dan moet ek dink, wat gaan ek volgende sê? Ek het nie 'n papiertjie voor my wat ek aflees nie. Ek praat uit my hart uit wat die Heilige Gees vir my sê. Ek het nie tyd om in jou oogies te kyk om van jou te skinder nie. Nee my maar, die skoen het gepas, trek hom maar aan. Dis my werk, dis my opdrag, dis my gaan en vertel die wêreld van Jesus, God die Vader, deur die Heilige Gees van God, die woord, gaan verduidelik, gaan sê vir hulle, sonde teen die Heilige Gees is onvergewensbaar. Jy kan nie vergewe word as jy teen God se Heilige Gees sondig nie, jy kan nie. Sê die woord. Die woord van God sê, as jy moedswillige sonde doen en jy hou aan, word die genade al hoe minder. En ons weet nie waar stop genade nie. Daar's 'n versie wat sê, genade onbeskryflik groot. Maar dan's daar 'n versie wat sê, hier stop onbeskryflik groot. Hier word dit onbeskryflik minder. En eendag as jy dit weer doen, dan sê die Here, ek kan jou nie vergewe nie, want jy doen dit elke dag. Hy sê vir die prostituut by die put, hy sê, waar is die ouens wat jy wil doodgooi met klip oor jy 'n prosie is? Sy sê, nee, hulle is almal weg. Hy sê, weet jy wat, ek oordeel jou nie. Ek is nie kwaad vir jou nie. Gaan en sondig nie meer nie. Jy moet jou sonde bely. Ek is getrou en regverdig om jou sondes te vergewe, om nooit weer daaraan te dink nie, maar jy moet dit nie weer doen nie. Wat is die taak van die kerk vandag? Die kerkgebou, in my geval, Jesus is lig, Jesus by die brambos. Wat is my taak? Om jou te oordeel? Nee, om vir jou te sê, die woord van God sê, vrou, jy het al saam 5 mans gehad, nie een by 5 mans gebly, nie een was jou man nie. Die een wat jy nou by bly, is jy ook nie meer getroud nie, dis ook nie jou man nie. Maar stop en doen dit nie weer nie. Anders gaan jou genade minder word. Maar die wêreld het hierdie woord gevat, en hulle sit net en wag dat jy iets moet sê van 'n kansel af, oor 'n radiostasie, of op die TV, van Suid-Afrika, keer terug na God toe. Suid-Afrika, hou op om afgode te aanbid. Hou op om die sangomas te volg, en na hulle toe te hardloop om vir jou te sê, wat is die lotto nommers. Hou op, dien God. Jy oordeel my. Onmiddellik is ek onskuldig, en jy wat my waarsku is skuldig. Nee, ek is nie skuldig nie. Ek is nie hier om jou te oordeel nie. Ek is hier om jou te waarsku. En Jesus sê vir sy disippels, volg my, en hy draai om en hy loop. En toe hy omdraai en loop, toe kyk hy nie terug nie. Toe roep hy nie oor sy skouer, ag asseblief, Matteus, kom nou. Ag asseblief, Lukas, volg my nie. Asseblief, Ben, volg my nie. Hy sê, Ben, volg my. Toe draai om te loop hy. Vandag sê hy, Ben, sê vir die volk, ek het jou opdrag gegee, moenie hulle oordeel nie, waarsku hulle. Week of wat terug, bid sonder ophou. Ek het nie jou geoordeel oor jy nie bid nie. Ek het vir jou gesê, God vra, kom ons moet begin bid. Ek oordeel jou nie. Die woord oordeel jou nie. God oordeel jou nie. Weet jy wat oordeel jou? Jyself. Die woord wat jy moet weet, wat jy moet ken, wat jy moet lees, gaan eendag as Jesus gaan ons nie kom oordeel nie. Hy gaan laat die woord ons oordeel. Die woord het gesê, hier staan iets in rooi. Kom ons kyk wat staan nie. En toe dit nog dag geword het sy disippels na hom gekom en roep die 12 wat hy uitgekies is, wat apostels genoem word. Ons is genoem, ons is uitgeroep, ons moet disippels wees, ons moet disippels word. Nee, Ben, jy verstaan die ding heeltemal verkeerd. Jy oordeel ons oor ek nie ook 'n disipel is nie. Nêrens in die woord sê jy moet 'n predikant wees op 'n kansel of op die radio of op die TV nie. Nêrens staan Jesus sê ek het jou talent gegee. Weet jy al wat is jou talent?
Kom ons lees gou die volgende versie. Moenie oordeel volgens wat jy sien nie, maar oordeel 'n regverdige oordeel. Johannes 7 vers 24. Oordeel 'n regverdige oordeel. Dit het tyd geword dat ek en jy voor die spieël gaan staan. Hier waar ek nou sit, daar's die kamera en hier's baie skerp ligte wat in my oë skyn en daar's 'n groot TV. En ek kyk vir myself. Dit is tyd geword dat ek en jy 'n selfie vat en na myself kyk en sê, ek wil myself bietjie beoordeel vandag. Het ek God lief met my hele hart, siel en verstand? As ek hom lief gehad het, sou ek gehoorsaam gewees het. Ek het Fransis lief met alles in my. As sy vir my sê, ek is lus om vanmiddag te gaan uit eet in 'n see-restaurant, dan sê ek nee, ons gaan Roadhouse toe, ek gaan vir jou hotdog koop nie. Hoekom nie? Oor ek nie lus is vir seekos nie, nou moet sy ook lus wees vir 'n hotdog. Nee, ek vat haar wat sy wil soontoe gaan en sy doen dieselfde met my. Partykeer stress, dan ry ons na 'n restaurant toe en sê sy, wat wil jy, dan waarvoor is jy lus? Dan sê ek, man, dit maak jou my saak nie, ek eet waarvoor jy lus. Nee, jy moet ook bietjie sê. Ek wil nie sê nie, want dit sê vir my, ja, maar ek wil ook nie sê nie. Ons moet bietjie eet wat jy, nee, ons moet bietjie eet wat jy, ons moet bietjie eet wat jy. Want ek is lief vir haar, en sy is lief vir my. As jy lief is vir God, gaan jy gehoorsaam wees aan sy woord. As jy lief is vir God, gaan jy met 'n regverdige hart beoordeel. Ek wil vir jou sê, die goed wat jy doen is verkeerd. 'n Buite-egtelike verhouding is verkeerd. Ben, jy sal nie glo nie, die Here het vir my gesê, ek moet my vrou los. Waar in die woord het jy dit gelees? Waar het jy dit gesien? Dis uit die wil van God uit. Die woord het van God gesê, ek moet saam my pelle gaan, dan moet ek my dronk suip, want as ek saam hulle drink, dan kan ek hulle oortuig van liefde van Jesus. Waar het God dit in sy woord gesê, moenie dronk word van wyn nie, punt. Of jy nou die predikant is, en of jy die slaaf is, of die ongeredde siel is, moenie dronk word van wyn nie. Nou sê ek vir jou, moenie dronk word van wyn nie. Hierdie kerke wat verskriklike funksies hou op die kerkgrond, ek lees nou die dag 'n opskrif, kom na die kerkbazaar toe, biertuin, hier is ook mense aangestel om die dronkes huis toe te vat, so jy hoef nie bekommerd te wees dat jy drink en bestuur nie. Kom na die kerk se bazaar toe, ons het 'n wet t-shirt kompetisie. Maar ek mag nie sê dis verkeerd nie, want dan oordeel ek jou. Maar as ek jou nie waarsku nie, gaan daar bloed aan my hande wees, en jy gaan hel toe. Jou bloed gaan aan my hande wees. Jou bloed gaan nie aan my hande wees nie, want ek is hier om vir jou te sê, ek is nie hier om jou te oordeel nie, ek is hier om jou te waarsku. Bekeer jou, laat jou doop, word gehoorsaam aan die woord, word gevul deur die Heilige Gees en streef na heiligmaking. Jy kan nie bly soos jy is vir die res van jou lewe en sing, we all going to heaven, we all going to heaven. Jy kan nie. Jy gaan hel toe. There's a highway to heaven. Daar is nie. Dis 'n nou paadjie en min sal dit kan loop. Min sal dit volhou. Min sal ingaan in die poort by die hemel. Sê die woord van God. Wat moet ek vir jou sê? Nee man, skeer daai bladsy uit jou Bybel uit. Dis nie belangrik nie. Genade onbeskryflik groot. Nee! Genade is nie onbeskryflik. Genade stop op 'n stadium omdat ons ongehoorsaam is en ons wil nie na die waarskuwings luister nie. Ons lag dit af met moenie my oordeel nie. Want die woord van God sê, moenie oordeel volgens wat jy sien nie, maar oordeel 'n regverdige oordeel. Man, ek syp saam net om in te wees. En as ek in is, dan beraad en bekeer ek hulle. Jy kan niemand bekeer nie. Ek kan niemand bekeer nie. Moenie vir my sê, o Ben, jy het my bekeer nie. Ek het jou na Jesus toe gelei. God het jou bekeer. Jesus het jou gewas in sy bloed. God het jou gevul met sy Heilige Gees op aandrang van Jesus Christus. Aandrang is dalk nie die regte woord. My liewe mens,
Ons wil te maklik sê, moenie my oordeel nie. Kom ons bly bietjie stil en ons luister, wat wil God se Heilige Gees vandag vir my sê? Nee, ek is nie om jou te oordeel nie. As jy nou sleg voel, ek het 'n ou vriend, ai shame, ek het nou dag sy vrou begrawe, Santa Prinsloo, Pieter. Ons gaan daar na 'n vakansie oor toe, ek en Frans is met die karavaan, en hy loop ons so af na die swembad toe, en hy kom so om die hoek, en hier sit ou Pieter, en hy ry die stoel so, daar langs die swembad, en sy sigaretjie staan so, en toe hy weer so kyk, toe kyk ek so af in sy oë, en hy spoeg hy sigaret oor my. Hy sê, jene pastoor, ek het jou nie hier verwag nie. Ek sê, Pieter, ek het jou nie in hierdie houding nou lag ek en hy lekker daaroor. Ek het hom nie geoordeel nie. Ek het nie gevra kom rook hy nie. Hy het homself geoordeel. Toe hy my vra, toe sê, Pieter, jy moet daai goed los, dit gaan jou doodmaak. Dis ongesond, dis nie lekker nie, dis kos baie geld. Ek kan jou beoordeel. Ek kan vir jou sê, los. Ek kan jou nie maak om te los nie. Maar as ek jou nie waarsku nie, jy lê in die hospitaal, jy is besig om dood te gaan van emfyseem, dan is jou bloed aan my hande as ek jou nie gewaarsku het. Here Jesus, ons is so lief om die duiwel toe te laat, om vir ons woorde te gee, wat ons misbruik en verkeerd gebruik, om ons basse te red, en onsself te laat goed klink. Oordeel is net iets wat God kan doen. Net Jesus kom terug om te oordeel die lewende en die dode. Ons is nie om te oordeel nie, maar ons is hier om disipelskap te vat en mense te waarsku teen wat God in sy woord sê, want mense weet nie meer wat in die woord staan nie, want hulle het God drie-enig half afgeskryf. Here, in die naam van Jesus, skud hierdie volk weer, dat hulle kan wakker word in Jesus naam. Amen. Baie dankie my liewe mens, my telefoonnommer is 072 577 1196, 072 577 1196. Baie dankie vir al die gebede, baie dankie vir almal wat besef, ek is nie hier om jou te oordeel, ek is hier om jou te waarsku. Baie dankie vir almal wat bydra, finansiëel bydra, veral gebed. God is ons voorsiener, maar ons moet vra. Hy sê, herinner my aan my beloftes. Baie liefde, Ben en Francis Loubser, Jesus is Lig Gemeente, Eastvale Springs. Amen.